Barry, dat sy was gediagnoseer met kanker in haar mond. En sy gaan dokter toe en hy sê vir haar, hulle gaan hierdie gedeelte uit haar mond wegsny. En hulle het 'n fantastiese job gedoen. Jy kan glad nie aan haar sien, haar gesig trek nie skeef of enige iets nie. Maar 3 dae later, toe bel hulle, toe sê hulle, nee, dit is weier. Sy moet terugkom. En toe gaan hulle in haar neus in en in haar keel in. En hulle begin opwerk tot feitelik by die brein, wat hulle stukke van haar liggaam moet verwyder. En toe word sy nie weer wakker nie. En sy is 3 weke in die ICU. En in die 3de week wat sy in die ICU is, verskyn Jesus aan haar, helder in 'n lig terwyl sy in hierdie koma is. En hy sê vir haar, sy sê sy weet nie, sy's 'n boervrou van Deelswil, hoekom die Here met haar Engels gepraat het. En die Here sê vir haar in 'n Engelse stem, sê hy vir haar, didn't I tell you, just breathe my name. Ja. En ek het toe net van tevore vir hulle verduidelik, want hulle het 'n liedjie gesing, en die liedjie het net 'n gedeelte van God se naam in, ja. En ek verduidelik vir hulle dat die skrywer van hierdie liedjie het nie geweet dat dit Jahweh is nie. En dat mense dit nie uitspreek nie, dis God se noemnaam. Ons kan nie God net roep soos ek kan sê, Thys, die kos is reg nie. Dis hoekom die Jode nie sy naam noem nie. Want dit is sy noemnaam, wat hy aan Moses bekend gemaak het. En dat hulle dit met inasem en uitasem, en sy sê sy begin dit inasem en uitasem. En toe sy dit die 3de keer in haar koma toestand doen. Toe sê haar man, voel sy iemand vryf oor haar wang, en haar man sê, is jy wakker? Ek het 3 weke langs jou bed gesit en bid. En sy sê, ons moet net verstaan hoe groot die krag is van die Gees van God, as ons begin om sy naam in en uit te asem. En met dit in gedagte wil ek graag vanaand net met ons deel rondom die feit dat ons tempel van die Heilige Gees is. Ons as vroue het so 'n stukkie daarvan in ons Bybelstudie aangeraak nou die dag. Ons het net so begin met die voorhof, maar kom ons kyk presies wat dit beteken dat ons tempel van die Heilige Gees is. Want ons moet die tempel verstaan, om te weet wat dit beteken om tempel van die Heilige Gees te wees. In 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 staan, of verstaan julle dan nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon, en deur God aan julle gegee is nie. Julle behoort dus nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop, daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. En as jy dink oor die tempel, en hoe was dit vir die Jode om tempel toe te gaan? Hoe hulle net geweet het, hier is hulle in die teenwoordigheid van die Heilige God. En hoe hulle met soveel absolute oortuiging en in die wete dat hulle kan nie hier sommer nou net laat wees en te kere gaan en sommer net sonder 'n offer aankom nie. Hulle is in die Here se teenwoordigheid. En nou sê die Nuwe Testament, ons is daardie tempel. En besef ons die grootheid van God wat binne in ons tabernakel, soos Johannes sê, in ons kom tent opslaan het. Die groot God van die hemel en die aarde, Jesus en Heilige Gees. Hulle al 3 het binne in ons kom woon. En wat beteken dit? Dit beteken dat ons verskillende fasette van die tempel moet internaliseer, ons eie maak, sodat ons begryp wat gebeur met ons wanneer ons tempel van die Heilige Gees is. So daar was mis heel eerste Marna en Dorette en Darlie sal vir julle presies kan verduidelik
Heel eerste aan die buitekant van die tempel was daar 'n voorhof. En hierdie voorhof was nie deel van die tempel in die sin dat hy 'n dak gehad het nie, alhoewel hy aan die tempel vas was. Want toe ek vir Pieter vra, kan ons asseblief vanaand 'n brandofferaltaar aansteek hier binne. Toe verduidelik hy vir my van die rook. En toe verstaan ek hoekom het die Here besluit die brandofferaltaar moet in die voorhof wees, sodat al die Israeliete nie verstik nie. Want daar's nie 'n dak nie. Maar wat gebeur by die brandofferaltaar? Nou as jy dit wil neerskryf of wil onthou, jy kan daarvan lees in Eksodus 27 vers 1 tot 8 en in 38 vers 1 tot 7. En die hele rede waarom ons let op die voorhof en op die brandofferaltaar is omdat almal begryp het, jy kan nie in God se teenwoordigheid ingaan sonder 'n offer nie. Want sonder 'n offer sal God se heiligheid jou verteer. En nou leer die Nuwe Testament ons, die brandofferaltaar van die Ou Testament is die kruis van Jesus. En die gruwsaamheid van die Ou Testamentiese brandofferaltaar. Lukas, hulle het 'n dier daarop neergesit. Hulle het sy hoofslagaar afgesny, die bloed het uitgeloop. Dan het hulle daai dier aan die brand gesteek, sy hare, sy vel, sy vleis, alles het gebrand. Dit het verskriklik geruik. Daai arme priester was vuil, hy was vol bloed. Sy hande was vol van die dier se hare en goed wat op hom gekom het. Dit was regtig 'n gruisame gebeur. En as jy dink aan Jesus se offer aan die kruis, het Pieter verlede Sondag vir ons gesê, toe hy na daai mediese dokter geluister het, dit is so erg, jy wil nie verder luister nie. So dit was 'n volkome offer. Maar wat is die rede waarom die Jode hierdie verskriklike offer moes aanskou? Hulle moes sien hoe hulle sonde wegbrand tot as. En begryp jy dat niks wat jy verkeerd gedoen het en niks wat in jou lewe verkeerd gegaan het, wat jy voor God neergesit het, bestaan meer nie. Dit is deur die bloed van Jesus totaal en al weg. Waarom onthou jy dit nog? Waarom herinner jy jouself nog daaraan? En waarom draai jy nog daaraan? Dis vir altyd verby. En daarom kan ons ook nie verwyte saam met ons dra nie. Want ons moet vergewe. Soos by die brandofferaltaar waar dit weggebrand word en nie meer bestaan. En Jan, toe jy nou sê al die goed breek nou vandag, so toe dink ek, jy het miskien nie 'n sonde om te bely nie, want jy was seker heilig deur dit alles. Maar hier's vir jou 'n kruis, om jou te herinner dat by die kruis van Jesus kan jy ook elke gebreekte ding kom neersit. Ek dink dis die hele doel van die brandofferaltaar en die kruis, is dat ons nie een aand sal gaan slaap met die las van wat daardie dag gebeur het nie. Omdat julle, soos ons al baie keer gesê het, volgens Bybelse gebruik, is die aand die begin van die nuwe dag. En daarom kan jy nie langer dra aan enige iets wat vandag gebeur het nie. Jy moet dit eers by die kruis gaan neersit, voordat jy aan die slaap raak. Want jy moet vry en sonder las die nag ingaan. Want dis jou nuwe dag saam met God. Want eers as jy in sy rus ingegaan het, kan jy in sy krag beweeg. So ek wil julle almal uitnooi om nou eers net vir 'n oomblik stil te word en net met die kruis in gedagte neer te sit waaraan jy nog dra.
dankie Here dat ons kan klaarmaak met hierdie dag. Baie dankie dat ons kan klaarmaak met laste wat ons tot hier toe gedra het. Baie dankie Here dat ons kan klaarmaak met seer wat ons tot hier toe in ons binneste gekoester het. Baie dankie Jesus dat ons vanaand kan klaarmaak met elke issue wat ons nog het. Want U wil dat ons vanaand in vryheid gaan staan. Sit dit alles aan die voet van die kruis. Ons gooi dit alles in die vuur van die brandofferaltaar. En in ons geestesoog sien ons hoe U dit tot was verbrand. Daar niks van oorbly nie. Amen. Maar in die voorhou was daar ook 'n waskom. 'n Waskom met 2 bakke, maar ek het nou nie 2 bakke hier nie, net eenetjie. En ek het 'n proppie dettel of Lukas het vir ons 'n proppie dettel hierin gegooi. So jy hoef nie bang te wees om mekaar se waswater in die hande te kom was. Maar en hier is 'n skonerige handdoekie, hy is splinternet. Maar die gebeure by die waskom was so belangrik. Want daar het die priester al die bloed en al die hare en al die as eers van sy hande afgewas. En dan van sy voete af. En dan as dit nodig was weer sy hande afgespoel in die waskom. En terwyl hy in die waskom kyk en daar lees dit seker gemaak ons het 'n spieël een vanaand, hy blink. Die hele waskom se bokant was met spieëls uitgevoer. Want terwyl hierdie priester oor die waskom buig om sy hande te was, sien hy die hemele. En hoekom? Want wanneer ons onsself in die bloed van Christus van die Nuwe Testament was, gaan die hemel oor ons oop. En kan ons word wie God ons bedoel het om te wees. En wanneer daardie offerbloed afgewas is, kon elke Jood word wie God hom bedoel het om te wees. Vry en heel en nuut en gesond. Deur dit wat neergelê is vir sy versoening. So wanneer jy vanaand jou hande kom was in hierdie waskom en almal gaan hulle hande kom was, dan is jy besig om te sê die bloed van Jesus was my vry. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sonde bely, brandofferaltaar of kruis, wat gebeur? Dan word ons al ons sonde vergewe en wat gebeur nog met ons? Ons word gereinig van alle ongeregtigheid. Wat gaan met sonde gepaard? Onreg. Jou eie onreg of ander mense se onreg teen jou. En die hele gedagte met die versoening en die bloed van Jesus, met die waskom is, die onreg word ook afgewas. Nou het jy die sonde neergesit. Jy dra hom nie meer nie. Moet ook nie aan die onreg dra nie, want dis wat die issue lê. Dis wat maak dat jy onthou. Dis wat maak dat jy aanhou dra aan iets. Was jou hande en word vry. Okay, wie gaan vir ons inlei? Kom Jalet. Dan moet maar almal opspring uit vinnig. Maar laat dit vir jou heilige oomblik wees, so jy hoef nie haastig te wees vir die waskom.
Here baie dankie dat kom tuis asseblief. Tog jy wil nie kom nie. Here baie dankie dat so terwyl ons hande was, dat U oor ons verklaar, dat ons rein en heilig, onberispelik en sonder sonde is, en dat U vryheid oor ons bring, en dat ons geen las dra nie, omdat ons voltooid, finaal verlos is, in Christus. Amen. En hoor wat sê Johannes 16 vers 8. Nou is dit 'n vooruitskouing na wanneer die Heilige Gees gaan kom. Dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, die wêreld, nie vir julle nie, vir julle wat reeds oortuig is nie, maar vir die wêreld. En van God se geregtigheid, en dat die oordeel reeds gekom het. Christus het reeds die oordeel voltrek. En die Heilige Gees wil binne in jou gees getuig, dat die oordeel reeds gekom het. En dat jy verlos is. In Christus word jy deur die Heilige Gees wie jy bedoel is om te wees. Nuut gemaak, vrygemaak, heel gemaak. Ek wil hê julle moet dit oor mekaar verklaar. Jy's nuut gemaak, jy's vrygemaak en jy's heel gemaak. Deur die bloed van Jesus. Bly altyd sensitief vir die influistering van die Heilige Gees. Hy sal jou vrede wegvat as jy hom bedroef het. En as jou vrede weggaan, moenie die gedagte oor hoekom het weggegaan het rasionaliseer. Bely en keer terug na hierdie plek van absolute vryheid, heelheid en nuutheid. Wees wie jy bedoel het, wie God jou bedoel het om te wees. Heeltemal nuut gemaak. As ons nou klaar is met die voorhof, dan stap ons in die heilige in. En in die heilige was daar 3 voorwerpe. Daar was die tafel met die toonbrode, en dis maar net glase met water, in geval iemand nie brood droog kan afsluk. En daar was 'n wierookaltaar. In die rol van die tafel met die toonbrode word ons beskryf in Eksodus hoofstuk 25 van vers 23 tot vers 39 en in Eksodus 37 van vers 10 tot 16. En die hele doel met die tafel met die toonbrode was gemeenskap met God. Nou as jy die Tempelinstituut in Jerusalem besoek, dan sal hulle vir jou vertel, en dit staan in die Bybel ook so, dat aan die einde van 'n week het die priesters die ou brode gaan haal en nuwe brode in die heilige gaan neersit. Nou as jy ingestap het van die voorhof af in die heilige in, dan was daar op jou regterhand die tafel met die toonbrode.
En daardie brode, vertel hulle vir jou, het nooit oud geword nie. Dit het die hele week in God se teenwoordigheid vars gebly. En dan aan die einde van daardie week, dan het die priesters daardie brood gevat en hulle het gaan sit en 'n maaltyd met God gehad. Omdat maaltye beskou as intieme kuier. As iemand is naby aan jou, jy nooi hom in jou huis in en jy kuier met hom, het hulle as dit ware die hemelse dimensie besoek, eenmal 'n week, en in God se teenwoordigheid gaan sit en saam met hom brood geëet. En toe kom Jesus en hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie van my eet sal nooit weer honger word nie, Johannes 6. Maar Jesus het nie daar opgehou nie. Hy sê toe in vers 54, wie my liggaam eet en my bloed drink, besit die ewige lewe. Die disippels het na Jesus geluister en hulle het aanstoot geneem. Want Jesus het dit hier letterlik vir hulle gesê, julle moet van my liggaam eet, en dit was vir hulle aanstootlik. En toe van vers 60 af begin Jesus nou vir hulle verduidelik, en hy toe baie van Jesus se disippels dit hoor, het hulle gesê, hierdie boodskap is te kras. Wie kan daarna luister? En Jesus het besef dat sy disippels hieroor mor, en hy het vir hulle gesê, gee dit vir julle aanstoot. Dit is die Gees wat lewend maak. Die woorde wat ek aan julle gerig het, is gees en lewe. So wat moet ons hieruit verstaan? Dat wanneer ons die brood eet, en dit is ook deel van die nagmaal, né? Dat wanneer ons die brood eet, en die Rooms-Katolieke het dit letterlik gemaak. Hulle het gesê, hulle eet letterlik die liggaam van Jesus. Maar Jesus het kort daarna in dieselfde Johannes verduidelik, dit is 'n geestelike gebeure. Wanneer jy hierdie brood inneem, laat toe dat die werklikheid van Jesus wie se liggaam vir jou gegee is, binne in jou realiseer, dis wat die Heilige Gees vir jou wil gee. Hy wil vir jou hierdie realiteit oopbreek, dat jy begryp dat omdat jy tempel is van God, is die realiteit van die verlossingswerk van Jesus nie net hier nie, in jou kop nie net in jou hart nie, maar sommer in jou hele verteringsstelsel, in jou ingewande, in jou alles, word deur hierdie verlossingswerk van Jesus vernuwe, heel gemaak, vrygemaak. So kom kry vir jou brood, kom breek vir jou brood. En as jy dit nie kan afstuk sonder water nie, is water. Kom haal vir julle brood. Dan gaan ons dit saam vier. Wanneer jy hierdie stukkie brood eet, bid saam met my. Heilige Gees, breek vir my die verlossingswerk van Jesus oop. En laat dit inspeel in my liggaam, om vir my verlossing en genesing en herstel te bring. Laat dit in my siel realiseer,
om alle ongewenste gedagtepatrone te breek. En laat dit in my gees manifesteer, om my nog al dieper en dieper aan God te bind. Jesus, U is ons brood van die lewe en ons wil volkome vervul wees met U teenwoordigheid. Ons wil so vol wees van U Heilige Gees, dat die krag van God van ons af uitgaan, sonder dat ons enigiets doen. Net omdat U teenwoordig is. Amen. En dan was daar die menorah. 7 kersies. 6 kersies wat dui op die mensheid, die aardse. Die middelste kers was altyd langer. Hy was vanaand ook langer, maar hy het nou bietjie kort gebrand. En hy dui op die godheid. En dis die sentrale tema. Of dit nou die brood is, of dit die lampstander is, of dit die waskom is, en of dit die brandofferaltaar is, dat is net een boodskap. Jesus. 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 Jesus, hy het dit alles volvoer. En daarom word daar ook in Openbaring hoofstuk 21:23 gesê, dat die lampstander in die hemel is God en Jesus. En daar gaan soveel heerlikheid van hulle af uit, dat die hemele verlig is. Dat is nie 'n son of 'n maan in die hemel nie. Dis die heerlikheid van God die Vader en Jesus Christus, wat die hemele verlig. En toe sê Jesus, nou gaan hy hemel toe, maar ons is nou daardie lig. Julle is die lig vir die wêreld. En God se heerlikheid moet deur ander mense raak gesien word, deur julle lig. Die lig wat daar van julle af uitgaan. En julle, ons kan nie mekaar se lig sien nie. Maar die sataniste kan presies sien wie die lig dra. Daar was 'n langryk wat ek probeer help het in 'n groepering van mense wat vasgevang was in satanisme en probeer vrykom het toe ons in Kempton gewerk het, en saam met ouens gewerk, wat bevryding op baie mense gedoen het. En al daardie sataniste het gesê, daar's 'n lig wat van Christene af uitgaan. Hulle sien hulle, sommer in die straat, sien hulle raak. En mag die lig wat daar van ons af uitgaan net al meer toeneem. En hoe neem dit toe? Deur die verligting van ons verstand. Dit wat Pieter in die begin gesê het van hierdie erediens. Toe hy gesê het, ons het nog nie minstens al die verskillende fasette van die Heilige Gees se werk in ons begin eksploreer of verstaan nie. Ons moet 'n honger hê om dit te begryp. Ek sit in Standaard 7 in die ou kerkgebou op Lindley en ek kom radikaal tot bekering. En onmiddellik weet ek het die vervulling met die Heilige Gees nodig. Weet dit nie. Niemand hoef dit vir my te sê. En ek weet ek het dit nodig en ek weet ek het dit nie. En ek begin bid. Daai hele Sondagmiddag, daai Sondag aand, Maandagoggend, heeltyd bid ek in die 7de periode in Juffrou Griesel se klas, Afrikaanse klas. Sit ek so teen die pilaar, ek hoor niks wat sy sê nie. Ek is besig om te bid vir die vervulling met die Heilige Gees. En die volgende oomblik weet ek,
Die Heilige Gees het oor my gekom. Weet dit nie. En ek stap daar uit. En ek jok nie vir julle nie. Die kinders begin van daai pouse af na my toe kom en vra ons, hoe kan ons die Here ontmoet, help ons, sonder dat ek 'n woord sê. Ek loop daai middag, die laerskool het lank voor die hoërskool uitgekom, loop ek af by die trappies by die koshuis. En 'n dogtertjie gryp my aan my rok en sy sê, help my, ek moet vir Jesus. Ek moet vir Jesus sê, help my. Ek het niks van gesê. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees is vir ongeredde mense sigbaar in ons lewens. En ons moet toeneem in daardie heiligheid. En in daardie groei met die Gees. Sodat mense aangetrek word na God toe. Omdat hulle by ons is. Omdat hulle God in ons sien. Ek het nie heiligheid gehad nie. Ek het nie gegroei gehad in heiligmaking nie. Ek het eintlik baie min van die Bybel al verstaan. Op daai stadium. Ek het begin om die Bybel te lees. Regtig te lees. Want tot toe het ek die Bybelverhale geken. Maar ek het nie die Bybel geken. God is sigbaar teenwoordig by sy kinders. Mag ons op so 'n manier leef dat ons arbeiders, dat ons mense, dat ons naastes, dat ons familie, dat ons gesinne sien hoe God in ons leef, gemanifesteer, en dat ons ophou om hom te bedroef met ons gedrag en met ons optrede. In 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 9 tot 12 staan daar, wat geen oog gesien het nie, wat geen oor gehoor het nie, wat in niemand se hart opgekom het nie. Dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. Ons ken hierdie geheim omdat God dit deur sy Gees aan ons bekend maak. Want die Gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die Gees van God. Ons het die Gees ontvang wat van God af uitgaan, en nie die van die wêreld nie, sodat ons kan besef watter wonderlike geskenke God aan ons gegee het. Geliefde, vra jy gereeld vir die Heilige Gees om vir jou te openbaar wat God dink. Het jy al vir die Heilige Gees gevra om vir jou hemelse ervarings te gee, sodat jy vanuit die hemelse raadsaal God se gedagtes kan leer ken, kan weet wat hy op die hart het. Want ons mag. Ek wil nie net sê ons mag nie, ons moet. Hierdie begeerte en hierdie verlange hê om te begryp en te verstaan wat God in gedagte het. En die Here wil vir ons spesiale ervarings gee, wonderlike geskenke. En jy mag in die aand voor jy gaan slaap vir Heilige Gees vra. Mag ek in hierdie nag 'n heilige ervaring? Mag ek 'n hemelse ontmoeting hê? Openbaar God aan my. En hy doen dit in drome. Hy doen dit in gesigte. Hy doen dit in visioene. Hy wil homself so aan ons betoon. Ons moet net hierdie honger hê, dat hy dieper in ons gedagte werk. Die grootheid van sy bestaan en die wonder van die geestelike skatte wat ons ontvang het, vir ons oopbreek. Dat ons dan kan begin opereer, dat ons dit kan begin uitdeel, dat ander mense na God kan begin verlang. God wil jou hele gedagte raamwerk vernuwe. En hoe doen hy dit? Met sy Gees, wat in jou kom woon het. En jou Heilige. Waar is jou Heilige? Weet nie. Jou gedagtes, jou emosies, jou wilste mense, jou waar is hy? Ek weet nie. Brein, hart,
Dawid het gesê niere, daar oral werk God. Maar iewers hier binne wil God 'n wonder doen. En die laaste een, en nou het ek gegrawe daar in al die goed, want ek het nou uitgepak hierdie week, maar al my wierook is weg. Hulle het dit nooit ingepak nie, so al wat ek vir julle het is 'n kersie wat lekker ruik. Maar jy mag nie enige iets gebrand het in die tyd van die Bybel nie, dit moes volgens voorskrif wees. Want die wierookpak was reg voor die Heilige. En daar ontdek jy die hart van aanbidding. Dit was by die wierookpak wat Sagaria stil gestaan het, toe die engel daar aankom, sy stem wegvat, omdat hy getwyfel het, omdat God geopenbaar het. Toe God deur die lampstander se betekenis of simboliek vir Sagaria verduidelik wat gaan gebeur, en dat sy seun die voorloper van die Messias gaan wees. Hy voor die wierookpak na aanbidding namens die volk gestaan. 3 goed gebeur by die wierookaltaar. En al 3 word deur die Heilige Gees gelei in ons geestelike lewe, nou dat ons die Gees van God het. Die eerste is aanbidding. Johannes 4 vers 23 en 24, waar Jesus praat met Nikodemus, sê dat die ware aanbidders God in gees en in waarheid sal aanbid. Julle, dit is amazing om vir Heilige Gees te vra om jou in jou gebede en in jou aanbidding te lei. Om nie net te begin bid en aanbid nie, maar om Heilige Gees te vra om jou daarin te lei, omdat hy die hart van die Vader ken. En omdat hy jou hart aan die Vaderhart kan verbind terwyl jy aanbid. Want dan gaan ons ophou om liedjies met woorde te sing. Het gaan steeds woorde hê, maar daar gaan 'n diepte en 'n krag wees, wat vrygestel word wanneer ons aanbid. Ek het dit een keer so intens ervaar in 'n gemeente wat ons besoek het in Amerika, dat letterlik die teenwoordigheid van die Here so swaar was, dat ons nie kon staan nie. In die heerlikheid van God word mos sy kavod genoem. En kavod beteken die swaarheid van God, die gewig van God. Wanneer mens so in totale aanbidding is, en net God vir jou tel, dit wat ons vanaand gesing het, ons hart is so volkome deur die Heilige Gees gevul, gerig, gelei, dat al wat ons raak sien is die grootheid van God en die almag van God, en dat ek sy tempel is, en dat hy hier kom woon het, en sy heiligheid daal oor ons. Dit is swaar van die sagtheid van sy teenwoordigheid. Maar Heilige Gees, daar by die wierookaltaar lei ons ook in intersessie, in gebed. In Romeine 8 vers 26 en 27 staan daar, die Heilige Gees help ons in ons swakheid, veral wanneer ons nie weet hoe of waarvoor ons moet bid nie. Hy tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge, omdat hy die wil van die Vader ken en ons gebede met God se wil versoen. So wanneer jy bid, vir al julle toe, ek nog vreeslik baie vir my kinders gebid het voor hulle getroud is, vir hulle individuele behoeftes, vir hulle die gevare waaraan hulle blootgestel is, was dan baie keer sommer net situasies waar ek nog regtig nie geweet het wat om te bid nie. Net geweet, nou moet ek bid. Heilige Gees, lei net asseblief. En dan kom die Here en dan gee hy openbaring en kennis wat ek glad nie gehad het nie. En gee hy deurbrake wat ons nie self kon bewerkstellig nie. Hy wil jou lei in gebed. Hy wil jou lei in intersessie. En daar by die wierookaltaar is daar 'n derde faset waar hy ons wil lei. En dit het ons net so bietjie aangeraak saam met Gerrit net. En dis in vrye aanbidding.
In Efesiërs 5 vers 18 en tot 20 sê Paulus vir die gelowiges, hoor julle moet met die Heilige Gees vervul wees. En dan moet julle met psalms en lofgesange en geestelike liedere eer aan God bring. Dis wanneer daai aanbidding net oorgaan in jou eie woorde. Dis nie meer goed wat op die bord staan, wat jy ken nie. Dis nuwe woorde. Dit is lof wat oorloop. Dis lof wat nie einde het nie. So in intersessie, in vrye aanbidding en in diep gebed wil die Heilige Gees wat van jou God se heilige maak, waar God in sy gemanifesteerde teenwoordigheid funksioneer. Julle, die priesters, het in daai heilige glad nie eers 'n geluid gemaak nie. Hulle het met sulke slofvoetjies geloop, omdat hulle nie wou raas as hulle in die heilige loop nie. Want hulle het gevoel, hier moet God se teenwoordigheid te alle tye geëer word. Hier binnekant is 'n heilige plek. Hier binnekant is 'n heilige plek, waar die Here in sy volheid homself wil openbaar. Beskerm jou gedagtes. Beskerm jou oë wat jou gedagtes beïnvloed. Beskerm wat jy lees en kyk. En soek die Here met jou hele binnekant. En leef in daardie aanbidding. En nou gaan Gerrit ons in sulke aanbidding lei. Ons gaan so vanuit ons gees saam met die Heilige Gees aanbid. En as dit oorgaan in eie woorde, is dit 100% reg. En dis wat Paulus gesê het ons ook moet doen.
Oh